Je blijft volgend jaar eens die Heer te komen. Toen broer Christo volgende praat van getuienis. Besef ik hoe belangrijk is een getuienis in mensenleven. Jij mag dan denken vanochtend, jouw getuienis betekent niet veel. Je mag dan denken vanochtend af wat die Heer het erg iets voor mij gedaan. Maar weet je, de grootste wonderwerk wat volgens die sociale zegt. Het feit dat de Heer mij raak gezien heeft en mijn ziel gered heeft. En mij verlos heeft van mijn zondes en dat ik vanochtend die kan staan. Dat is het grootste wonderwerk. En niet ik kan getuigen gaan van mij. Om niet voor de mensen die kan vertellen. Zie jullie, hierdie ou. Ik ga niet zeggen wat ik was en alles en dit is niet nodig. Maar weet jullie wat, dat was een dag. Toen een getuienis naar mij toe gekomen is. Toen ik bij openlijk dienst gestaan heb. En gehoord het hoe lief is Jezus Christus voor mij. Amen. Want ik was zo net geleerd, Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God die wereld gehad. Dat is de enige geboren Seun gegeven. Hoekom? Zodat ek en u niet verloren mag gaan. Maar die eeuwige leven kan hê. Nou daarom een getuienis is baie belangrijk. En soos Kobus er vanoggend gesing het. Ons het nou baie dienste, dus lofsang aandag gehad. Waar je loflied kom sing het, waar je getuienis kom bring, waar je iets kom vertel het. Net die Here kan aanwas en naam van die Here kan loof en prys. Ek en Andre het al gepraat daarvan. Maar die woord vanoggend van die Here wil ek vir julle lees in Matteus 11 van vers 1. En dit gaan oor getuienis, die woord. Matteus 11 van vers 1 sê. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disciples te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disciples gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, krepeles loop, malaatses word gereinig en doofes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Wat sien ons vanoggend? Wat sien ons in die wêreld? Ons sien 'n gebroke wêreld. Mense wat smag om na die woord van die Here te kan luister. Daar's baie van die mense wat die kans het om te kan kom, maar hulle sit by die huise. Hulle het seer gekry in die huis van die Here. Maar my broers en susters, ek kan nie nou wie onlangs vir my gesê nie. Maar as jy seer kry by die werk, dan word jy genees en wat gebeur? Jy gaan weer terug werk. Jy kan ook nie bekostig om by die huis te bly en jy seer gekry nie. Want jy kan dan nie geld verdien nie, as jy by die huis bly. Maar baie mense kry seer en hulle bly by die huise. Ek wil vir jy sê, ek het dieselfde fout gemaak. Ek het ook seer gekry. En ek het gesê, man, as dit hoe dit is, dan bly ek maar by die huis. En baie vandag het ek agtergekom, weer by die huis te bly. Daar is meer skade op jou geestelike siel, as wat jy sou gekry by die seer kry. Jesus kom hierso en hy sê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Nou wat is 'n getuienis? 'n Getuienis is iets wat ek beleef het. 'n Getuienis is iets wat ek gesien het. Baie keer kom ons op die pad, en dan gebeur daar iets op die pad. Ek kan vir julle baie getuienisse vertel van hoe ek op pad wat toe gery het, veral met die vragmotors, en hoeveel ongelukke ek amper was. Was dit nie vir die reddende hand van God, die beskermende hand van God nie, sou het dalkie vanoggend hier gestaan het nie. Ek kan vertel van hoeveel keer vragmotors by haar afgedruk het van die pad, of het jy daar in die bosse moet gaan. Hoe die mense ry en hulle gee net nie om vir jou nie. En ek staan vanoggend hier voor u, omdat God goed was vir my. Amen. Is God goed vir jou? Toe Christo vanoggend kom en hy sê, is daar getuienis vanoggend? Ek het ook al baie gevra.
Dan vra ek net, asseblief, moet almal net nie gelyk opstaan nie. Want dis hoe dit moet doen. Ons moet bly wees, ons moet dankbaar wees, ons moet weet dat ons gaan kom en kan getuig wat het die Here aan my gedoen. Wat het die Here aan my broer gedoen? Wat het die Here aan hy broer gedoen? Ek sit met 'n geval van 'n broer wat kanker het. En weet jy, hy is positief, ten spyte van die pyn. Hy is positief, want sit ek vanaand daar op die stoep, en hy nie kan slaap van pyn nie. Dan kom hy en hy sê, dan praat ek met my vader. En ek sê, dankie Here vir nog 'n dag. 'n Getuienis wat ons gaan bring. Weet jy, op sonder getuienisse gaan mense nie by die Here uitkom nie. As ons dink aan die hoop van Copernicus, hy kom aan die Here toe, hy sê, Here, my diensknegt is siek, u moet asseblief kom. En die Here sê, kom ons gaan. Hy sê, Here, u is so groot en sterk en magtig. U hoef nie na my toe, die huis toe te kom. U kan net 'n woord spreek, en my diensknegt sal gesond word. En wat sê die woord van God? Op daai uur wat Jesus hom gesê, jou diensknegt is gesond, dis die uur wat die diensknegt gesond geword het. Maar daai man het soveel geloof van Jesus gekry, dat hy gesê het, u hoef net 'n woord te kan spreek. As jy weet van die vroukie wat 'n bloedvloeiing gekry het, sy moes iewers gehoor het van Jesus. Sy maak nie tussen die skare gekom, die weens die wette in die Ou Testament, wat gesê het, dat sy 'n bloedvloeiing gekry. En sy mag nie tussen die mense kom, sy moet haar afsonder, tot sy gereinig is. En sy 12 jaar lang het sy onder geneeshere gelei, en sy kon geen genesing vind nie. En sy besef, ek moet vandag, dat sy so kan dra. As ek net by hom kan uitkom, as ek net dat sy so kan dra, dan gaan ek gesond word. En my broers en susters, as jy die woord van die Here gaan lees, gaan jy sien, daar was nie 10, 12 oudjies daar by die Here gewees nie. As jy mekaar verdring, en daar was klomp baie mense gewees, en sy moes haar plek deurskoeis en druk, en verbygaan, tot sy gekom het, en sy leeg geraak het. Hoeveel te meer kan jy vanoggend deur jou getuienis 'n ander iemand na Jesus toe lei? Hoeveel te meer kan jy vanoggend kom? Deur getuienis wat jy dink, ek is nie werd om dit te sê nie. Ek dink jy kan dit doen nie. Handelinge in vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En dit begin in Jerusalem, Samaria, en so het die kring uitgetrek. Ons het sit vanoggend met 3000 inwoners. En dan vra ek vanoggend die vraag, hoeveel van die 3000 inwoners is vanoggend in die diens hier in die huis van die Here? Of by die APK, of Maranatha, of waar ook al. Hoeveel sit vanoggend by die huis? Wat nie by die huis van die Here is. Mense wat dalk moontlik seer gekry. Mense wat dalk net nie meer moed het om die Here te wil dien nie. Of wat hulle kom vanoggend is net 'n stem wat sê, Johannes het gegaan. Hulle vra vir hom, is jy die Christus? Hy sê nee. Hy sê ek is die een wat gestuur is om die paai vir hom gereed te maak vir hom wat gaan kom. Hy sê ek is die een wat gaan verkondig. Daar is die lam van Jesus, daar is die lam Jesus Christus wat die wêreld van hulle sonde gaan verlos. Hy was nie 'n boodskapper. En so kan ons almal aangaan en ons gaan kyk vanoggend. En ons gaan vra, Here, wat kan ek doen om 'n verskil te kan maak in die wêreld? Matteus 28 vers 19 kom hy sê, gaan dan hier, maak disippels vir al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dis 'n opdrag van die Here af aan elkeen van julle. Nie net vir die pastoor wat hier staan, of net vir die predikant dit nie. Elkeen van ons moet gaan uitgaan en gaan vertel dat Jesus red. Amen. Blaise Bridges het 'n liedjie gesing, dit was 'n wêreldsliedjie. Hy het gesing die mooiste 4 woorde. Ek het jou lief. Weet jy wat nog mooier 4 woorde wil volg? Wat jy vir iemand kan sê? Jesus het jou lief. Amen. Of wat jy hoef te doen? Jy hoef nie die Bybel te ken nie. Jy hoef nie al die geskrifte te ken. Jy hoef niks van daai dinge te ken nie. Al wat jy hoef te doen is om te sê, Jesus het jou lief. En my broers en susters, die woord van die Here sê, dat sy woord sal nie ledig terugkeer na hom nie. Daarom kan dalk jou weggaan.
Hy kan dan vir jou sê, maar ek wil niks hoor wat jy sê. Los my uit. Ek wil nie die Here dien nie. Weer baie sê mos, as jy 'n Christen is, wil ek nie ook 'n Christen wees nie. Maar, jy sê net vir hom, Jesus het jou lief, en jy los hom. Toe ek die vakleerlingskap begin in baie jare terug, nou daai tyd het ek nog nie baie mooi geweet van getuienis en daai goedes nie, maar ek stap die vakleerlingssaal in, en daar kom so, dis ek ook kom uit die bekende griesmankies genoem, maar kom so 'n blok van 'n man. As ek kyk, moet ek so kyk vir hom, en hy daar bo iewers. En eerstens wat hy vir my sê is, jou smile, en ek wil jou bakkies afklap. Ek het nie idee waarvan praat die ou nie. Ek het nie idee hoekom hy vir my gesê het nie. Jy weet dit nog, hier wat siebrige man, hy sê vir my, hy gaan my klap. En as hy hier om jou kom, gaan ek om my op. En daar kom, nooit het ek besef nie, dat daar is iets in my, wat hy gesien het van Jesus Christus. Onbewus dat ek het geweet het hy iets van Jesus Christus in my gesien. En dit het hom ongemaklik gemaak. En dit is wat ons moet doen, my broers en susters. Of hy jou bakkies wil toeklap, of hy wil wat doen, of hy wil skop op bakkies saakie, of hy wil wegjaag op bakkies saakie. Jesus het jou lief. Amen. Dis al wat jy hoef te sê. En vanoggend kom ek hier so en ek verstaan en dink, wat moet ek vir die Here sê? Maar hier kom Jesus self, hy sê vir Johannes se werkers, dan vertel vir Johannes wat jy sien. Wat sien ons vandag? Ons sien nie meer wonderwerke nie. Ons sien nie meer dooies loop, staan op, ons sien nie meer, waarom gebeur dit nie meer nie? Want ons getuig nie meer nie. Ons getuig nie meer nie. Mense hoor nie meer daarvan nie. Want, dit gaan oor ek. Wat gaan nou Frans van my dink? Wat gaan Christo van my dink? As ek jou dit sê, wacht, maar die mense gaan vir my lag. Dalk is jou woorde, die laaste woorde wat iemand wil hoor. Dalk is dit wat jy kan vir hom gaan vertel, net die verandering in sy lewe wat hy nodig het. Wat maak ons vanoggend met ons getuienis? Toe Christo gesê het, dis daar getuienis, moes ons allemaal opgespring het. En ons sit. Geen getuienis nie. Of vraag, het Jesus Christus niks vir jou gedoen hierdie week nie? Die feit dat jy gesond is, die feit dat jy opgestaan het vanoggend, die feit dat jy nog 'n werk het, die feit dat jy nog kos in jou huis het, is dit nie genoeg rede om God te loof en te prys nie? Amen. En wat gebeur met die man aan buite? As jy nie bereid is met kerk te getuig, hoe gaan jy buite getuig? Gaan vertel aan Johannes wat jy sien en hoor. Gaan vertel vir jou, dat hy weet. Oranje sal nie weet nie, as ons nie gaan vertel nie. Oranje gaan nie weet, dat ons die Here hier so op gees en waarheid, as ons nie gaan vertel nie. Waarmee gaan ons hulle lok? Clemens man het daar Sondag gesê, dis kom weg. Clemens man het daar Sondag gesê, baie kerke met deesdae mense lok met kos. As ek kry nie mense in die kerk nie. Nou as dit is om die mense hier te kry, moet ons dit dalk doen, ek weet nie. Ek staan maar net hier volgens. Maar my broers en susters, as 'n groter lokmiddel. Jesus Christus. As 'n groter lokmiddel. As ek my getuienis, hoe ek op buite loop, hoe ek beweeg, wat my getuienis van my lewe aan ander mense sê. Weet ek kan volgende hier so staan en preek, en die woord bring. Maar vanavond of môre aan te kom julle, en ek gaan maar sê maar net, die tyd was dit de boer. Maar môre aan kom julle daar, kreeg my met de boer, net so lang glas bier, en ek geniet myself, en een vloek en skel, en ek gaan te keer. Nou kom op Frans daar, moederloos, en weet jy wat moet ek doen nie? Daar sê hy nie, ek kan my omgegesels, dan kom jy aangestap, wat ek groot te weerstel. Hy man het Sondag nog getuig, hy man het nog die woord gebring. Kyk waar sit hy. Ons lewens moet ook 'n getuienis wees. Amen. Dit wat ek doen en dit wat ek sê, daar waar beweeg, moet ek getuig dat Jesus Christus is binne in my. En as Jesus Christus dan nie binne in my is, wat ek getuienis het ek.
Johannes, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. My broers en susters, die Here het ons gestuur om die gevangenes vry te maak. As ons gaan daar in Jesaja Jesaja 60, Jesaja 61 en vers 1. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring, punt nommer 1 aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Hy mense wat seer gekry het. Hy het my gestuur om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om my te roep 'n jaar van welbehaag van die Here, 'n dag van die wraak van ons God, om al die treuriges te troos. Nou kom ons op Jesaja 60. Hier kom hy sê, staan op en word verlig. Kom ons wees die lig. As ek koortjie, hulle het vir ons gespeel, dit is 'n musiek. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. Hoe baie van ons het dit in die sonneskool gesing. Want is ook die sterkies geflikker en ons het alles gedoen. This is the light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. My boodskap vanoggend is, kom ons staan op, kom ons begin beweeg. Jy weet net, dat daar Sondag toe ons daaronder gewees het by die oopligdiens. Dit was vir my so groot blydskap in my hart, om te kon sien dat daar mense is wat honger is, wat kon kyk het, wat kon luister het. En toe Pastor Bert vertel van Johnny Robish. Elkeen van ons was in Johnny Robish. Elkeen van ons is wat daar onder in die gatterpype en ons. En die Here Jesus Christus het ons vrygemaak. En dit het die mense hoop gegee. Hulle gaan vertel weer vir ander mense. Dan wanneer jy weer optree, dan sal nog mense. Maar dan moet ons geleerd wees. Dan moet ons geleerd wees. Om te getuig van die goedheid van die Here. Gaan vertel vir jou buurman. Gaan vertel vir jou man saam met wie jy werk. Gaan vertel vir hy in die winkel. Ek gaan afsluit hiermee. Ek het 'n gewoonte gehad op 'n stadium, maar ek het maar gelos want ek gesien ek kry moeilikheid. Dan kom ek by 'n winkel uit. Dan staan die vrou daar so en sê, "Môre tannie, hoe gaan dit?" Of sommer "Môre antie, hoe gaan dit?" En party van hulle het my gevra, "Wie is jou antie?" Ja. Maar ek het probeer vriendelik wees. Ek het probeer net 'n bietjie kyk en probeer reaksie en hy stroe gesig gaan kry. Party het gesmylig gelag en dit, maar ander het net so gekyk en gewonder wat is dit. My broers en susters, maak nie saak of jy jou vloek nie, maak nie saak of jy jou wegjaag nie. Jy moet 'n getuienis vir die Here wees. Amen. Jy moet daar uitgaan. Sodoende kan ons die kerkbanke vol maak. Nie oor die prediker die staan wat goed is of nie. Dit gaan oor jou getuienis en om vir die Here 'n lig te kan wees. Amen. Amen. Baie dankie. Die Here seën.